Elke ding moet oor Jesus gaan. Daarom is ek in die oggend opstaan of die nag wakker raak. En dis 'n ding wat ek konstant doen nou vir 32 jaar. As ek voor my kas staan, alhoewel ek my vrou daarna vra wat om aan te trek, want sy verskil met die Here. Dan vra ek tot, wat moet ek aantrek? Trek aan, dan sê sy, jy moet nie hemp aangetrek nie. Nou dan roel sy nou. Maar hoor gou, ek vra tot, wat moet ek aantrek? Ek vra vir die Here tot deur die nag. Lei my vir hierdie student, daai student. En daarom wil ek vandag vir julle sê, ek is nou in 'n groot worsteling. Moet 'n mens, as jy 1 uit 100 kry, praat nie van die verlore skaapie. Daar was 99 wat reg was. As jy net 1 na 6 maande se harde soeg kry en jy sit hom in die oesland, is dit die moeite werd? Dit klink altyd, ja, ons moet dit doen. Of is dit energievermorsting en ons kan miskien 30 uit 100 uit inkry, met iets te twis. Nee. Jesus is op pad terug, en daar steeds mense, hulle halleluja en prys die Here op hierdie perseel. En dan net môreoggend gebruik hulle tik. Môreoggend het hulle 'n wyp gekoop. Waar is die hart? Nou ongelukkig kan ek dit nie raak sien nie. Ek is 'n mens. Ek kan nie in jou hart sien of jy met watse planne is jy besig nie. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen, vra ek die Here? Moet ons God se aangesig soek? Watter rigting? Watter rigting met the Miracle Place en School of Fire? Wat wil God hê? Ons moenie stagneer nie. Ons het sukses. Sukses op sukses met al ons bedienings. Dit gaan goed. Mense like dit oor die land en die wêreld. Maar dis nie waar ons is nie vir die mense hier nie. Ons moet mense, as ek die dag my kop neerlê en die ander gaan, wil ek ten minste 'n klomp ontmoet in die hemel wat ingekom het deur pastore en predikers wat hier opgestaan het. Het jy geweet, dan kan mense eendag in die hemel wees as jy so voor God se troon staan. Sê my en ek het vir haar nog in Grootdrink 'n traktaatjie gegee. Sy het deur die traktaatjie bekeer, sy het ingekom. En dan hoor jy Jesus sê, ek ken jou nie, gaan weg. Jy het iemand ingebring, maar jy gaan nie. Jy geweet dit kan gebeur. Dit kan gebeur. Kom ons raak ernstig met God. Ernstig beteken ek trek my gesig skielik lankie. Ernstig beteken nie ek sit nou 'n das skielik aan nie. Wonder of as jy volgende Sondag met das en baadjie bietjie kerk toe moet kom in lang broeke, so 3 ure preek. Ek dink so. Ek dink dat, en ek sê dan bekeer en dan kan jy koel gaan aantrek. Dink jy? Ek dink ons gaan 'n paar bekerings hê. Nou ja, môre almal. Julle is pragtige mense. Voor ek vanoggend, hier is jou lappie wat jy gebruik, hoor om af te vee. Ons is nie soos die TV-pastore nie, maar hier is regtig. En nou Jaco sien ek het laas naweek, hy wil nou nie die lap vat, ek gooi hom ook maar altyd so, maar jy mag hy lappie gebruik en niemand sal met jou spot nie. Ons kan vir jou die wittetjie ook daar sit. Dan lyk dit nog beter, soos die TV-pastore. Okay. Luister, ek het nou vir julle 'n boodskap die week vertel, 'n storie, maar ek gaan die storie nou weer vertel en ek weet die meeste, 99,9% die storie nou gehoor. Maar terwille van die televisie, van duisende, gaan ek die storie nou weer vertel. Want daar's mense wat bid. As mense wat bid. En hulle ontvang. En hulle besef nie, dis God wat gegee het nie. En dan is daar mense wat bid, en hulle glo net nie wat hulle bid nie. Here, hier gaan vloed kom. En die water lyk, nee, ek weet nie, ons sal seker maar die jaar vloed kry, na ek gebid het. Ja, ons kry my elke 4de jaar droogte. Here, stuur reën. Ag, ons kry my elke 4de jaar droogte. Ons praat ons eie stories af. En ek wil net mense daar buite vinnig bemoedig deur hierdie storie. Ek het hom vir julle in Engels vertel, nou gaan ek hom in Afrikaans vertel. Dat God wil voorsien. Gebruik 'n ander ou se tandeborsel vanoggend. En dis 'n ander ou se storie. Maar ek gaan hom vertel.
Daar was 'n pastoor in sy huisgesin. En hulle het 'n ou klein katjie gekoop. Hulle noem hom Katit. Né? En hierdie katjie het daar buite gespeel. En die katjie klim in die boom. En hy gaan sit in 'n takkie aan die boom. Ek sien jy's party, al ken julle storie, jy lag weer so. Dis mooi. Ek is bly jy lag, voel ek is so sleg. Maar asseblief, if you do that, I will not have mercy on you. But okay, kom ons gaan aan. Maar hoor gou mooi. En jou katjie sit daar aan die boom. Rikus, moenie ander goed sit te skryf nie. Jy moet in die Here wees, né? Amen. Verder, hou hom dop. En luister hierso. En die pastoor sê, hoe kruis die katjie uit? En hy trek sy karretjie nader. En hulle het 'n nylon tou. Dit was nou pastoor Fredo. En Madeleine staan daar onder. My katjie. En hy trek die balero so terug. En Madeleine maak vas om die ding. Dit het net hier agter gebeur. Hier by die Miracle Place. Soos nou ons storie. Dis nie meer daai ou se storie nie. Maar in elk geval, en hy maak vas. Hy dink, wag, laat ek nou die tak so aftrek. En as die katjie naby is, kan Madeleine spring. En dan vat sy die ou katjie af. En hy trek hom en die tak kom. En hy trek hom met die balero en die tak kom. En die volgende oomblik, toep, daar breek die tou. Hy het daai kant toe getrek. En die volgende oomblik, is die tak in die lug. En katjie lyk soos X-Space na oom Piet Benadi se plek toe. Hierdie kat het groot geword en een van hom Piet se kuikens gevang. Dis waar, hy het my 1 uur die nag gebel, toe sê hy die honde blaf, hierdie kat is oor die myning, daarna toe. Maar kom ek vertel nou die ander storie. Daar was eintlik 2 katte. 2 weke daarna gaan Fredo. En Fredo se ou kindjie huil oor hulle katjie. En hulle gaan besoek hierso by 'n ander boer hier op Grootdrink. En toe Fredo instap, sien hy my hier, dis nou my katjie. Wat so deur die lug gegaan het. Hier lê. In 'n lewe. Maar nou wil hy nie die mense afsit, hy sê vir hulle, die ou katjie, hoe lank het julle hom al? Hulle sê, pastoor, jy sal nie glo nie, pastoor Fredo, jy sal nie glo nie. Ek en Jannie het hier buite op die gras gespeel en Jannie sê, ek soek 'n katjie maar, en ek sê vir Jannie, ons praat nie weer daaroor, jy gaan nie 'n kat kry nie. En Jannie hou aan soos 'n kind kan aanhou. En sy besluit, sy gaan hom boykot. En dit is hier waar dit inkom, hoe gebed werk. En sy sê, kom ons bid Jannie, hier op die gras. En as God dan nou vir jou kat stuur hy vir jou kat, as hy jou nie 'n kat gee nie, ek gee jou nie 'n kat nie. En toe Jannie sê, Jesus stuur my katjie, toe snap die tou. Zoep. Nee, hoor gou mooi, mag hierdie storieetjie vir jou gee, dat 'n tou snap, omdat God aan jou wil voorsien. God wil vir jou gee, jy moet dit begin glo, soos Jannie op die gras gebid het, ek soek 'n kat, toe hoor hy miauw, toe kry hy hom, so ek sê nou vandag vir jou, bid en jy sal ontvang, hou op bid en daarna met jou tong, jou eie woorde vervloek, Here ek het kanker, maak my gesond, ag wat, ek sal seker nou maar dood van die kanker. Hou op jou gebed afsny, amen, advokaat Strydom, kom hier. Jy het so mooi gevra, ek moet hom tog advokaat noem. Op die plakate en oral. Kerkraad het besluit, die eerste keer in my lewe wat ek het doen in 32 jaar, 33 jaar, om vir hom te sê, hy het net 15 minute. Hierdie praat te lang. As hy in 'n hof moet wees, waar jy 'n advokaat moet R30.000 'n dag betaal, waar 'n ander advokaat vir jou in 2 dae die hofsaak klaar in, gaan hy sê is daarvan. As die wegraping gebeur het, is hy nog steeds hier op aarde. Hy praat te lang. Maar hoe gaan dit? Amen. Jy is so welkom, gee hom 'n lekker hande klap. En hy is ons deputy leier in die Noord-Kaap, vir Hope sommer. Ek
Ek sien uit vanoggend sommer gedink het met daai hemp aantrek. So ons verwelkom jou hier en jy's baie welkom. Hy's in Kimberley en ek het die voorreg gehad om hom 10 jaar terug. 32 jaar terug. Okay, 32 jaar terug na die Here toe te lei. Sy vroutjie wat daar sit, ek of Stella het nog nie die voorreg gehad om haar by die Here te kry nie. Hardkoppig. Nee, ek maak sommer grappies, dan moet ek die Here aangeneem. Maar dit was nog al, ek sal op 'n ander dag vir julle vertel. Toe ek hierdie advokaat na die Here toe lei. Het is sukkel, laat ek dit maar klaar vertel, het is sukkel potte. Miskien is dit 'n boodskap vir iemand na by die huis. En hy laat kom my. Nou ken ek hom nog nie goed nie. Nee, hierdie potte moet nou stik en geslatte uitgebrand word. Hoor gou mooi, daar is goed in jou huis wat geslat moet word, uitgebrand word. Deuteronomium 7 vers 25 en 26 sê, die gruwel moet uitgeroei word. Maar daar is nou sekere goed, wat die duiwel jou goed laat stik en slat, wat dit nie hoef te gedoen het nie. Is nou hulle sit daar, 'n Titanic ding op die deur gehad, het hulle ondergang gewees, en toe, maar ek gee die Here openbaring, ek het hulle nie eers geken nie, ek het nie vir François geken nie, ek het nooit geweet die Titanic gaan na ons huis toe kom nie, maar ons sny dit af in Jesus naam, maar okay, en toe het ek hulle gehelp daar op Kuruman, en die Here het hulle gehelp. Ek glo nog vandag, daai potte moes die stuk ingeslat gewees het. Toe moet ek sy vrou sidestep, vir 2 maande, want sy soek hierdie een wat die potte stuk ingebreek het. Die Here seën. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Kyk, ek moet nou daarom vir julle sê, ek sit daar so by myself nou. Ek meen, ek ken nou al vir baie jare. En ek meen 32 jaar terug was ons so jonk soos julle gewees en ons het ons ook lekker rond gespring. En nou sien ek hierso toe François in die voorsangspan begin sing Jump for Joy dan. Die jump is nou net so. Die voetjies maak net so. Is niks wat van die grond af mee lig nie. Maar ja, so vat die tyd ons, né. Geniet die dae van julle jonk wees. Is regtig belangrik. Terwyl ons so sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons. Abba Vader, Here, wat 'n voorreg om vanmôre die woord te kan bring.
En Vader, ek glo dat die woord wat U vanmôre vir my gegee het, kom van U af. Here, ek glo dat die Heilige Gees dit geïnspireer het. En Here, daarom wil ek vir U kom vra dat die Heilige Gees sal beweeg, Here, deur elke stoel, elke persoon wat hierso sit. Dat die Heilige Gees sal harte open, ore open, verstand sal open, Here, dat daar 'n verstaan sal kom. En my Vader, ek wil vir U vra dat wanneer die verstaan daar is, Here, dat daar uit hierdie groep mense vandag uit leiers sal opstaan. Here, wat die oesland sal ingaan. En Here, wat in die oesland 100voudig, 1000voudig, 10.000voudig, miljoene sal inbring. Want Here, U sê in U woord, ons moet gaan na Judea, Samaria, en tot aan die eindes van die aarde. En Here, ek roep uit oor hierdie mense wat hier voor my sit, dat hulle sal gaan tot aan die eindes van die aarde, om siele vir U in te bring. Ek eer U nou al daarvoor, in Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Amen. Ek wil eintlik nie preek vandag nie, ek wil eintlik net met julle gesels. Sê gou vir my, waar kom julle vandaan? Parel in die Weskaap. Kuruman. Pretoria. Kaapstad. Ek hoop nie julle skryf vir die WP nie. Johannesburg, Pietersburg, Secunda, Hermanus, Pretoria Wes. Ek gaan nie eers vir die res van die mense vra nie. Julle is almal verkeerd. Dis nie waar julle vandaan kom nie. Ek het vir julle 2 boodskappe vandag. En ek wil hê julle moet baie mooi luister. Ek gaan julle vat na Efesiërs 1 toe. En ek gaan daar vir ons lees. Efesiërs 1 vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het, luister mooi na hierdie woorde, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Wie van julle snap wat ek sê? Ek wil julle moet baie mooi luister. Elke een van julle. Ek gaan julle nou terugvat na Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou wil ek hê julle moet vir my mooi luister. Voor die grondlegging van die wêreld, voor die begin wat die Here die hemele en die aarde gemaak het. Luister mooi wat ek sê. Het hy jou geken. Hy het jou beplan. Ek ken nie almal se name nie en julle moet my maar verskoon. Gert, ek gaan jou sommer gebruik vir 'n voorbeeld want ek het nou jou naam gehoor. Voordat God die hemele en die aarde gemaak het, het hy gesê, Gert, jy moet op die aarde wees.
in 2025. Ek sal bepaal waar jy gebore word en ek sal bepaal waardeur jy gaan. Maar ek het jou nodig vandag. Ek het elke een van julle nodig om vandag by School of Fire te wees. Julle moet dit verstaan. Jy is nie hier omdat dit 'n ongeluk is nie. Jy is nie hier omdat jy kom uit 'n goeie verhouding tussen jou ma en jou pa nie. Jy is hier omdat God voor die ontstaan van die hemele en die aarde beskik het, dat hy het jou vandag hier nodig. En hoekom? En dit bring my by die preek. Hoe lank is julle al hier? Almal wat ek gesien is meer as 'n weekie, so as ek reg. Wie van julle was al by die kanaal gewees? Wie was nog nie by die kanaal nie? Wie het nog nie oor die kanaal gery of nog nooit die kanaal gesien nie? Nog nooit? Die kanaal wat net hier onderloop. Die waterkanaal. Wie het hom nog nie gesien nie? Die besproeiingskanaal. Is reg. Julle het almal die kanaal gesien. Waar kom hy vandaan? Waar kom die kanaal vandaan? Boegebergdam. Waar kom die water in Boegebergdam vandaan? Waar kom die water in Boegebergdam vandaan? Van die reën af. Ek hou van die antwoord, want ons gaan eers. Waar kom die reën vandaan? Wanneer het die Here besluit dit moet reën? Net na Noag. Oh. Hierdie water kom eers vandaan. Maar hierdie water is ook soos jou lewe. Jou lewe toe jy begin het, was in 'n dam. Maar jy was nooit bedoel om daai dammetjie te wees nie. En om in daai dammetjie uit te kom vir water is baie moeilik. Weereens totdat die Here ingryp.